Hallo almal, welkom hier op Rodebloem. Ons het vandag weer ons kundige paneel, J.G. Nel en Loot Visser hier by ons. Julle ouens is seker al moeg bekend gestel, maar weer eens welkom by ons. En ja, ons het ons oeye dragtig gekry, die oeye het gelam, ons oeye was reg voorberei. So nou is ons by speen. Wat gebeur nou? So kom ons hoor wat hulle vir ons gaan vertel oor dit vandag. So Loot, kom ons sê nou, ons het nou als, dis mos nou die ideaal, ons het nou als reg gedoen. My oeye het nou gelam. So my doel is mos nou om my ooilam so gou as moontlik groot te kry en om my hamellam so gou as moontlik van die plaas af te kry. So dis my doelwit as ek nou my skaapboerdery op die plaas sien. So hoe gaan ek dit reg kry en waar begin ek en hoe gou begin ek en wat is ek vra nou baie vrae, maar wat is die eerste ding wat ek doen nadat die ooi gelam het met my lammers wat voeding aan betref? Fransjo, ja, die eerste ding wat jy kan doen is om te sorg vir jou ooi. As hy lammetjie net gebore word, begin hy uiteraard met biesmelk en al sy energie kom reguit van die ooi af. Hy eet nog glad nie, sy rumen is nog nie ontwikkel nie. So hy's baie afhanklik van die ooi. So dis die beste wegspringplek natuurlik, is om te sorg dat jy ooi genoeg melk het. Dit is uiteraard belangrik. Daar kyk ons na energievlakke, proteïenvlakke vir die ooi. Ja, net ooi bereik al piek laktasie so na 6 weke na lam. So tot en met 6 weke van lam is die ooi die hoof energiebron vir die lammetjies. So die eerste fase, obvious kry hy nou uiteraard van sy ma af. En as ons nou oorgaan na fisies iets wat ons uit 'n sak uitgee, daar waar dit ons begin geld kos, waar begin ons dan en op watter ouderdom sal jy sê is 'n lammetjie al gereed om te begin kruipvoer vreet? Fransjo, ons sien dat lammers so jonk as 7 dae al begin pesel aan voer saam met sy ma. Dis maar geleerde gedrag wat hy baie optel. Maar die innames sien ons eintlik eers optel hier omtrent na 3 weke na geboorte. Begin die lammers regtig meer vreet. So ek sou stadig maar seker begin met 'n bietjie kruipvoer. As die eerste lammers so by 21 dae ouderdom bereik, ons lam uiteraard oor 'n paar dae. So van die jongste lammers sien we die ouer lammers ingaan in die kruiphokke en hulle begin dan vreet. Wat belangrik is om te kruipvoer, hy moet smaaklik wees. Jy wil graag hê hy moet gestimuleer word om te kom eet. Daar help goed soos lucerne en melasse ons baie om die smaaklikheid van die produk op te kry. En dan wil ons 'n hoë proteïen, hoë energie kruipvoer hê, sonder om natuurlik rumensteurings te veroorsaak. Die kruipvoer help ons definitief met speenskok. Lammers wat ook goed op voer is, gaan baie maklik oor in 'n voerkraalfase. So die ideaal is dat lammers ten minste 400 gram kruipvoer eet. Ons sien in droë omstandighede waar ons nie ander voer het nie, dat lammers so hoog gaan soos 800 gram tot 1 kilogram voer. As jy lamme baie vlak kom, kan jy maar speen. Maak nie saak van hoe oud of hoe swaar hy is nie. As jy 1 kilogram kruipvoer in 'n lam inkry op 'n dag, dan is hy gereed om oor te gaan na 'n voerkraalfase toe. Loot, ek kan definitief by jou aansluit. As ek nou kyk wat by my in die lamkampies gebeur, in elke lamkampie het ek 'n kruipvoer bak wat net die lammers toegang het. En dis absoluut 'n gegewe dat die lam voel dit vir my is gebore met die instink om na die kosbak toe te gaan, wat eintlik dalk 'n verkeerde instink is, maar hulle eet definitief van vroegs af en ek kan sien as my lammers uitgaan, dan is hulle ook reg en hulle vat dadelik die kruipvoer aan. Tipes kruipvoer sal jy sê obvious boer ons met of natuurlik boer ons met wat ons het. So ons het ons nou maar baie keer voergars. Hou jy meer van 'n gemengde rantsoen of sal jy sê die pil rantsoen? Is daar 'n beter of 'n slegter een tussen die twee tipes? Fransjo, wat betref gepulde voer of losvoer, die voordeel van gepulde voer is die lam moet als eet. So as hy die pilletjie inneem, hy kan nie selekteer tussen mielies of gars of proteïenbron nie, so is 'n bietjie meer gebalanseerde dieet. En ons vind ook die innames van lammers is hoër as ons op 'n pil dieet is teenoor 'n los dieet. So ek sou verkies om 'n pil dieet te voer, maar as mens nou uiteraard met gars en ander roumateriale sit wat dit baie meer koste-effektief maak, is dit nie 'n slegte roete om te volg nie. Wat ek ook baie keer sien boere se bekommernis is dat die voerprys of die koste gaan weghardloop met hulle. Daai kruipvoerfase, daai lam se voeromset is ongelooflik goed. So ek sal hom so gou as moontlik, soveel as moontlik voer wil gee, want hy gaan vinniger van die plaas afkom met minder voer op die einde van die dag. Jy so ons het nou laas 'n bietjie ook gesels al oor die inentings en jou oeye wat lam. So ons het gepraat nou die oeye se voorbereiding voor paar, so baie van daai immuniteit word ons nou oorgedra na jou lammers toe, so die lam word gebore. Maar kom ons begin dan nou die storie by stertsny. Wat gebeur dan eerste met inentings en hoe volg dit dan nou op mekaar? Fransjo, so die belangrike ding is ons het die oeye voor lam het ons vir hulle skraagentings gegee teen Clostridiale siektes en pastorellose. So die belangrike ding om te onthou, 'n lam kry daai aanvanklike immuniteit van die ma af, van sy ma, van die ooi af, deur middel van passiewe immuniteit wat hy uit die kolostrum uitkry. En daai passiewe immuniteit beskerm daai lam teen hierdie belangrike Clostridiale siektes.
vir enigiets tussen 6 en 8 weke. Tussen 6 en 8 weke begin daai passiewe immuniteit te daal en dan is dit belangrik vir ons om daai lam se eie immuniteit, aktiewe immuniteit te stimuleer deur middel van entings. So as ons kyk na stertsny, wat is een van die belangrike siektes wat risiko loop as ons sterte sny, is natuurlik klem in die kaak. So daai lam kry daai immuniteit teen klem in die kaak omdat ons die ooi geënt het deur middel van die biesmelk. Maar dan moet ons natuurlik van 8 weke af moet ons daai lam se aktiewe immuniteit stimuleer. En dit is belangrik om daai entings dan nou voor speentyd te doen. So ons en daai lammers op 8 weke, kry hulle eerste enting en dan is dit baie belangrik om nie van daai skraagenting 4 weke later te onthou nie. So ons moet daai skraagenting dan nou 4 weke later doen. En die rede vir dit is daai aanvanklike enting stimuleer daai aktiewe immuniteit. Dit vat so 3 weke vir daai aktiewe immuniteit om gestimuleer te word en 'n sekere beskermende vlak te bereik. Maar dan moet ons daai skraagenting doen om daai volkome aktiewe immuniteit te stimuleer, wat dan ook vir jou langdurige immuniteit gee. En dis hoekom ons dan nou eers weet tussen 6 en 12 maande daai jaarlikse skraagenting moet gee. So JG, ons het nou sterte gesny, nou het ons nou die bloednier en die klem in die kaak ingespuit, so nou is ons reg, so nou gaan ons weer verder aan en dan 4 tot 6 weke later dan kom ons nou met ons tweede dosering. Kom ons sê dan nou 8 weke later dan is ons by speen. So nou het ons gespeen, waar begin ons dan met ons entings en wat is dan van die belangrikstes wat ons dan op daai stadium moet doen? Die belangrike ding is ons moet daai eerste enting gee en dan moet ons 'n skraagenting gee. So die belangrike siektes om aan te dink is natuurlik bloednier en rooi darm wat baie gepaard gaan met voerveranderinge. So nou wil ons hierdie lammers voer nadat hulle gespeen is of hulle gaan voerkraal toe. So dan wil jy al klaar daai sterk aktiewe immuniteit of beskermende aktiewe immuniteit klaar gestimuleer het. So dis belangrik om seker te maak dat jou entings bloednier, rooi darm, pastoralose op datum is voordat daai diere enige voerveranderinge gaan ondergaan wat dan gepaard gaan met speen en moontlik in 'n voerkraal situasie. Die ander belangrike ding natuurlik is om daai rammetjies. Op daai stadium is dit moeilik want jy is nie seker watse ramme jy gaan terughou of gaan selekteer vir om groot te maak nie. So daar moet ons natuurlik kyk na ons Brucella ovis beskermende enting, so ons ref enting. So dit doen ons gewoonlik hierso op so tussen 3 en 4 maande. So daai rammetjies wat geselekteer word, hulle moet natuurlik hulle ref enting tussen 3 en 4 maande ouderdom kry. En nie later nie in daai tydsperiode. Jy gee enigiets anders wat ons nou gemis het wat ons dalk net ook van moet onthou wat dalk nog moet gebeur wat ons nou nie aangeraak het nie wat jy net vir ons kan uitlig. Die ander belangrike ding natuurlik is ons interne parasiete. So ietsie soos lintwurm, rondewurms wat daai lam se groei kan affekteer, wil ons natuurlik uitskakel. So ons gebruik gewoonlik maar kombinasiemiddels wat lintwurms en rondewurms dek. En dan natuurlik weer eens spoorelemente wat belangrik is vir immuniteit en vir groei. Dit sal ons dan nou opspeen toedien. Ek wil net dankie sê vir ons kundiges. Loot, JG, baie dankie dat julle vandag weer by ons was. En ja, kom hier 15 Augustus 2024 na ons herkouersdag toe hierso op Rodebloem. En dis die tipe inligting wat ons gaan deel met julle en wat ons kenners en ons panele met julle gaan deel. So moenie daai ene mis nie en ja, kom geniet die dag saam met ons. Dankie julle.